Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel met u 'n laaste gedagte rondom die wet en die genade. Nou kom ons by Galasiërs hoofstuk 5 en dis nou eintlik die klimaks waar ons kom, waar Paulus hierdie saak baie sterk stel. So, as ons nou kyk in Galasiërs 5 vers 1, dan sien ons, hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. So om onder die wet te wees, is om onder die juk van diensbaarheid te wees. Om in Christus sy liefde te wees, deur die Heilige Gees te lewe en gelei te word, is om vry te wees. So hy sê, jy moet jou nie onder die juk van diensbaarheid laat bring nie, dit is ander mense wat daardie juk op jou lê. Hy sê, kyk, ek, Paulus, sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Nou, hier gaan dit oor iets baie meer as die fisiese besnydenis. Want in Handelinge 16 vers 3 kan u gaan lees, Paulus het vir Timotheus gevat en hom besny. Hy het hom uit die aard van die saak nie onder die juk van diensbaarheid gebring nie. So, die hele gedagte hier is nie die fisiese besnydenis nie. Dis om onder 'n sisteem in te gaan, onder 'n sisteem terug te gaan waar jy in jou eie werke staan, soos ons verduidelik het, wanneer die Jode huis toe gekom het en vir die mense gesê het, nou moet julle die wet hou en julle moet die feeste hou en julle moet al daardie goed doen. Wat hy dan sê, hy sê, as Christus vir jou tot geen nut sal wees nie, Christus sal jou nou niks meer baat nie. En dit is 'n verskriklike stelling om te maak. Om op 'n plek te kom, waar Christus jou niks meer sal baat nie, dan jy alles verloor. Soos toe ons Christus gekry het, het ons alles gekry. Maar as jy op 'n plek kom waar hy jou nou nie meer gaan baat nie, dan het jy ook weer alles verloor. Nou vers 3 sê, ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Nou dis die gedagte waar ons al was, waar ons gesê het, as jy dan onder die wet wil lewe, sal jy die hele wet moet hou, in elke opsig, elke jota en elke titel, en as jy een sou mis, dan staan jy skuldig aan 'n hele wet. Dan is jy 'n wetsverbreker, en jy gaan betaal vir die onderbreking van die wet. As jy in Christus is, het hy jou vrygemaak van die wet, want hy het onder die wet gekom om ons vry te koop onder die wet uit. Goed, vers 4 sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Nou, weer eens, dit is so sterk gestel as wat dit kan wees. Om losgemaak te wees van Christus beteken, Christus het nou sy effek op jou verloor. En dan van die genade verval, dit beteken om uit die sweer van genade uit te val. Ek moet vandag erken, ek weet nie presies wat dit beteken nie. Dit kan nie beteken, jy's weer verlore nie, want jy kan nie verlore gaan as jy gered is nie. Maar wat ek weet is, as ons kyk hoe sterk dit gestel is dit nie 'n plek waar ek onder enige omstandighede wil wees nie. Jy wil nie wees op hierdie plek waar Christus sy effek op jou verloor het, waar jy losgemaak van hom is, en waar jy uit die sweer van genade geval het, jy wil nie daar wees, glad nie. Nou hy gaan voort. Dan kom hy so 'n bietjie verder in die hoofstuk, daar waar hy verduidelik van die vlees teen die gees, en die gees teen die vlees, daarvan vers 16 af, en wanneer hy nou praat oor die vlees en die gees, dan sien ons, jy staan onder die wet in die vlees. Kom hy in vers 18, en dan sê in vers 18, maar as julle deur die gees gelei word, is julle nie meer onder die wet nie. Dit is so duidelik as wat enige iemand dit kan kry, deur die gees gelei word. So wat belangrik is dat ons sal weet, ons lewe nie onder 'n sisteem van wette en reëls en regulasies nie. Vriende, selfs nie wanneer dit die Ou Testamentiese wette en sisteem is nie. Maar dat ons in Christus sal wees, gelei deur sy wonderbare Heilige Gees. Nou as hy het gesê, op Golgotha, toe Christus aan die kruis hang, was ek in hom.
So toe die Vader na Golgotha kyk, toe sien hy my. Nou is ek weer in Christus. So wanneer die Vader nou na Jesus, na my kyk, dan sien hy vir Jesus. En wanneer hy na my kyk en hy sien vir Jesus, dan sê hy vir my, jy's my geliefde kind, in wie ek 'n welbehaag. So Jesus se werke en sy bloed en wie hy is nou my deel en ek staan onder hom. Hy het gekom om my vloek op hom te neem, sodat ek sy seun sal kry. So, nou het ons gesien, Abraham het 2 vrouens gehad, Hagar en Sara. Hagar staan vir die berg Sinai, daar waar hulle die wet gekry het. Sara staan vir die berg Sion, daar waar Jesus sy lewe gegee het. Hy sê, Hagar baar kinders vir slawerny. Sara baar kinders van die vrye. Isak was die seun van die belofte. So, hy was vry. En moet ek besluit, wil ek 'n slaaf wees of wil ek vry wees? As ek onder die wet is ek 'n slaaf. As ek vry is, dan is ek vry. Dan is ek deur die Gees van God beheer en word deur die Gees van God gelei. Iemand verduidelik dit een keer vir ons so. Hy sê, die wet is ons tugmeester na Christus toe. So, hy sê, daarom moet ek elke oggend die wet hoor. Hy sê, dan strewe ek daai dag daarna om die wet te hou. Ek sal dit nie kan hou nie. So, daarom moet ek aan môreoggend weer die wet hoor. Dan strewe ek weer daarna met. Die mense, kan ek vir u sê, dis die ergste vorm van om onder die wet te wees. Dit beteken, trouwens, Galasiërs sê vir ons, julle is nie meer, nou dat die geloof gekom het, is julle nie meer onder die tugmeester nie. Maar, volgens daardie verduideliking, jy probeer dan vandag om die wet te hou. Jy probeer om God te behaag. Baie met 'n eerlike, opregte hart goed bedoel, probeer jy om die wet te hou. Jy kan dit nie doen nie. So vanaand is jy mislukking vir God. Jou geestelike lewe is algehele mislukking. So dan hoor jy môreoggend weer die wet en dan probeer jy nog harder om die wet te hou en jy kan dit nie hou nie. So daai volgende aand is jy nog 'n groter mislukking en dis waar Romeine 7 sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wie sal my verlos van dit wat ek nie kan doen nie? So jy staan onder die wet in 2 plekke, of selfregverdiging, waar jy sê, ek hou die wet. Ek het met iemand gepraat, mense gepraat, hulle sê, ons hou die wet, ons doen dit. Dis selfregverdiging. Jy probeer vir jouself sê, ek hou die wet. Die ander is selfveroordeling, waar jy eerlik is met jouself en weet, ek kan dit nie doen nie. En dit laat jou in 'n gat beland van algehele moedeloosheid. Want jy probeer om God te behaag en jy kry dit nie reg nie. So ek vertrou die Here dat elke een van u op 'n plek kom waar u losgemaak is van 'n stelsel van wette onderhou en dinge wat jy moet doen, wat jy nie kan doen nie, en dat jy sal kom in 'n lewe gelei deur die Heilige Gees, waar die Gees van God in u werk, waar jy lewe en wandel in die liefde van die Heilige Gees, waar jy bewus is van God se werking, van God se liefde, van die feit dat hy met jou praat en dat jy met hom kan praat en dat jy in 'n lewende verhouding met mekaar kan staan. En mag die Here u baie ryklik seën in hierdie opsig, dat u nooit weer onder 'n toestand sal beland van om in die wet te wees, te moet doen, dit wat jy nie kan, dit waarvan Christus ons kom losmaak het. Dit is presies juist waarvan hy ons kom losmaak het, kom vrykoop het, omdat ons dit nie kon doen nie. Mag die Here u groot genade gee. Mag u sy seën op u rus. Ek bid sy seën oor u af. In elke opsig, elke deel van u lewe, mag u deur die Here grootliks geseën wees.